Goeiemôre julle en welkom by Koffietyd saam met God en ek het daarom vandag onthou of hierdie keer onthou om my koffie ook te hê. So is nou nie koffie nie, is tee, maar ja, ek het daarom onthou om hierdie keer by my te hê. En julle ons gesels bietjie verder oor Deuteronomium 14 wat ons gelees het Sondag en bietjie verder gesels oor hierdie konsep van spaar en eintlik maar hoe die Here hierdie tipe tiende eintlik maar vir die Israeliete gegee het. En vandag se tyd lyk dit maar meer in terme van ietsie so spaar of daai tipe goed, nê. En so ek gaan gou vir ons lees en dan gaan ons bietjie weer verder daaroor gesels en ek wil graag oor een spesifieke gedeelte gesels vandag wat ons hier kry. So hy sê die volgende, hy sê vers 22. So is Deuteronomium 14 vers 22. Hy sê jy moet elke jaar 'n tiende van die opbrengs van jou gesaaides wat van op jou land groei op sy sit. Jy moet dit in die teenwoordigheid van die Here jou God eet op die plek wat hy sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet die tiende op sy sit van jou koring, jou wyn en jou olie en dan ook nog die eersteling van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyd deur te eer. En dis waar ons bietjie Sondag gesels het en so daai diens, ek is daar besig om maar goed te edit, so daai diens sal môre in die beskikbaar wees. So jy kan sommer môre kyk as jy dit nog nie gekyk het nie of as jy nie dalk by ons was nie. Ons 'n bietjie daaroor gesels is dat hierdie tiende is daar vir ons gebruik, maar tot eer van God se naam, nê. En dan gaan hy vers 24 sê verder. Hy sê maar as die Here jou God jou baie voorspoedig maak en die plek wat hy sal kies om sy naam daar te vestig, boonop nog ver van jou af is, sodat jy nie die tiende die hele endpad kan dra nie, kan jy die tiende in geld omsit. Jy moet die geld dan vat na die plek toe gaan waar die Here jou God vir hom gekies het. Daar moet jy met die geld koop net wat jy wil, bees, skaap, wyn, bier of enigiets anderste wat jy wil hê. Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. En so ek wil vanoggend bietjie gesels oor hierdie gedagte van vers 24 wat sê, maar as die Here jou God jou baie voorspoedig maak en die plek wat hy sal kies vir 'n naam vestig dan nou boonop baie ver is. Met hierdie gedagte van dat die Here is die een wat ons baie voorspoedig maak. Of die Here is die een wat eintlik ons voorspoedig maak. Die Here is die een wat vir ons gee, wat ons erf of wat ons het, nê. Nee. En so sê 'n klomp gedeeltes. En so die eerste gedeelte wat ek sommer dadelik wil na toe gaan en wat ek wil lees is in Psalms, nê, Psalm 24. Wat vir ons herinner dat dit alles is die Here se. En so baie keer dan dink mens rondom tiendes en al hierdie goed, dan wonder jy maar hoekom moet ek dit doen, nê? Want ek werk mos nou hard vir my geld en ek werk mos nou hard. Ek staan elke oggend dalk vroeg op of wat ook al. En hoekom moet ek nou 'n deel weggee van dit, nê? Wat kry ek in return? Ek dink ons lewe baie in daai opsigte en daai mentaliteit en ons lewe in daai tipe samelewing, nê, is van wat daar in vir my, nê, wat kry ek daar uit? Maar Psalm 24 gee vir ons eintlik 'n baie mooi perspektief oor alles wat ons het en wat ons besit. En ek weet ek het al baie oor hierdie gesels, maar ek wil net graag dit weer vir ons lees. Psalm 24 vers 1 en 2 sê die volgende. Hy sê die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit sewe gevestig in die waters. En so hierdie konsep, Psalm 24, gee vir ons hierdie konsep dat alles op hierdie aarde is God se. Alles behoort aan die Here. En so daar's niks wat op hierdie aarde is wat ons kan sê, weet jy wat, ek het dit gemaak. So kom ons vat gou 'n simpel voorbeeld, nê. So kom ons sê ek het hierdie mooi tafel gemaak, nê. En ek verkoop hom. Dan kan ek mos sê hierdie is my tafel. Maar waar het ek die hout vandaan gekry om hierdie tafel te maak? Ek het dit van die bome af gekry, nê. Wie het die bome gemaak? Wie sin is die bome en wie behoort die bome? En so wys dit vir ons eintlik dat alles, daar's nie 'n ding wat ons verby kan gaan. Daar's nie 'n ding wat bestaan wat ons sê dat ons nie vanuit hierdie aarde uitgekry het of van die aarde af gekry het. Hierdie hoed wat ek het, hierdie materiaal, dit kom van of 'n besie of 'n goggel of 'n ding af of dit was gegroei, maar waar kom daai goed vandaan? Dis alles natuurlike produkte wat hulle gebruik het om hierdie ding te maak. Aan wie behoort daai natuurlike produkte? Is die Here se. Hierdie koppie,
Hier is 'n klomp goedjies hier binne. Dit is heel moontlik sand. Ek weet nou nie wat die prosedure van koppies maak nie, maar is heel moontlik as ek nou dink aan glas dan of wel hier is seker sim is ceramic of wat ook al, maar kom ons imagine dit gou-gou so 'n oomblik vir 'n glas, nê. Waar kom die glas vandaan? Wel, glas kom vandaan wanneer mense sand smelt, nê. Waar kom die sand vandaan? Oor die sand kom van die woestyn of die see of alles ook as jy wie dit gemaak. Dis die Here wat dit gemaak het. Aan wie behoort daai sand en daai see en daai woestyn? Die Here behoort aan dit, nê. En so kan ons deur alles gaan. Hierdie koffie wat hier binne is. Waar kom die koffieboon vandaan? Die Here se, die water wat ek gebruik het. Waar kom dit vandaan? Dis die Here se. Hierdie Bybel wat ek het om te lees, nê. Waar kom hierdie papiere vandaan? Is van die bome af. Waar kom die bome vandaan of aan wie behoort die bome? Die Here se. Hierdie leer wat die is. Ek weet nou of hierdie regte leer of sintetiese leer is in my geval. Kom ons imagine vir 'n oomblik dis regte leer, nê. Waar kom hierdie leer vandaan? O, van 'n dier af. Aan wie behoort die dier? Aan die Here. Daai papiergeldjies wat ons het, dis katoen. Ek was gesê dis nie papiergeld nie. Dis katoen, nê. Waar kom my katoen vandaan? Van 'n plant af. Waar aan wie behoort daai plant? Dis behoort aan die Here, nê. Dis sy intellektuele eiendom, nê. Dit is die Here se. En so alles op hierdie aarde, alles wat daarop is die Here se. En so ek en jy kan regtig waar nie sê dat ek en jy het enige iets. Ek wil jou uitdaag om vir my op die comments te skryf. Wat besit jy wat nie eintlik oorspronklik die Here se is? En so wanneer ons daarna dink, nê, dan gaan ons terug na Deuteronomium toe. En dan besef ons dat dit is werklik die Here wat ons voorspoedig maak. Want alles wat ek het om mee te doen, selfs die asem wat ek inasem om te kan praat nou, behoort aan die Here. Die suurstof behoort aan die Here. En so dis werklik, soos wat Deuteronomium 14 vers 24 sê, dit is die Here wat ons voorspoedig maak. Want ons gebruik sy goed om voorspoedig te word. En inteendeel is dit hy, kom ons sê nou in terme van hierso, as ons nou weer net terugdink aan dit wat hulle hier gedoen het, is hulle was boere gewees, nê. Daai diere, daai plante, dis die Here wat vir hulle gesorg het en hulle voorspoedig gemaak. Dis die Here wat die aandeel voorsien het. Dis die Here wat die opbrengs voorsien het. Dis die Here wat al hierdie dinge doen. En so daar's werklik niks wat ons kan sê ek en jy alleen op ons eie gedoen het sonder die hulp van die Here. En dan kom die Here en sê, maar omdat ek jou gehelp het, wil ek graag hê dat jy 'n sekere ding vir my moet doen. En julle, ek wil net weer dit sê, is dat ons is nie meer onder die wet. Ons is nie meer verplig om hierdie goed te doen nie. Maar soos wat ons gaan ontdek in hierdie reis vorentoe en die volgende 2 weke wat nog voor lê en die pesal, dis die koffietyd wat saam met dit gaan ons ontdek dat die Here is die een wat vir ons kom uitnooi om dit te doen. En wanneer hy ons kom uitnooi, sê hy daar is 'n voordeel vir jou daarin. Net gesê ons as mense wil nie iets doen as ons nie voordeel kan trek daarin nie. Ons vra altyd what's in it for me, nee. En die Here gaan vir ons wys in sy woord dat daar is beloftes dat wanneer ons volgens hierdie goed lewe, volgens hierdie beginsels, want ons lewe nie meer volgens hierdie goed as wet nie. Maar ons kan nog steeds dit as beginsels gebruik vir ons lewe. En wanneer ons dit doen, dan is daar voordeel wat ons kan kry daaruit. Wanneer die Here sê, maar trust my in hierdie, toets my. Dis die enigste ding in die Bybel. Dis die enigste ding in die Bybel wat die Here fisies vir ons sê, toets my hierin. En dit gaan oor geld, nê, of die finansiële sisteme. Dit gaan oor tiendes, nê. En so dis die enigste ding wat die Here ooit vir ons gesê het in sy hele Bybel, sê toets my daarin. Kyk of ek hoor my nou verantwoordelik. Kyk of ek my beloftes gaan hou as jy gehoorsaam is. En so in die eerste plek is dit, kyk ons na hierdie gedeelte, want die Here maak ons voorspoedig. Kyk ons na die gedeelte en sê, maar dis in die eerste plek is dit eintlik die Here se goed wat ons gebruik om ons geld te mee genereer. In die tweede plek sien ons dat dis die Here wat ons voorspoedig maak in terme van dat hy die een is wat vir ons die vermoë gegee het om rykdom en al hierdie goed te kan kry, né? Deuteronomium 8 vers 17 sê die volgende, sê jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf. En is dit nie baie keer wat ons doen nie, nee, is nie presies wat ek net gesê het, wat ons baie keer sê nie, is, ek het dit gedoen, ek het hard gewerk, ek het vroeg opgestaan, ek het, nee.
En so hier kom deur en hy sê dit sommer reguit vir ons. Hy sê jy kan dalk dink. Sê net dink, jy kan dalk dink. My krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Vers 18 sê: maar jy moet die Here jou God nie vergeet, want dit is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerk. So hou hy die verbond in stand, wat hy met eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog. En so hier kom hy sommer net plain en simpel sê vir ons, jy kan dalk dink, en jy kan al hierdie luister en sê, ek praat die grootste klomp bom. Dis jou reg om te doen. En jy kan dink dat jy is die een wat hard werk, of jy is die een wat slim is, of jy is die een wat goed is. En jy is die een wat net weet hoe die markte werk en al die goed, en jy is die een wat hierdie rykdom verwerk. Maar die woord sê, moenie weer jou God vergeet. Dit is hy wat vir jou die krag gee. Die Engels sê dit so mooi, sê dis hy wat vir jou, of hy is die een wat vir jou die gawe gegee om rykdom te kan. Hy is die een wat dit. Jy kan dink wat jy wil, maar die realiteit is. Ek kan dink ek is die mooiste persoon op die aarde, maar dis nie die realiteit nie. En so is dit selfde. Jy kan dink dat jy is die een wat rykdom verwerk. Jy is die een wat slim was, jy is die een wat hard genoeg gewerk het, jy is die een wat ook al gedoen het. Maar die realiteit is dat dit is die Here wat hierdie goed gedoen het. En daarom kan hy eintlik vir ons sê, hoe moet ons met hierdie goed maak, wat hy vir ons gegee het. Want dit is eintlik die punt van dit alles. Dit is eintlik waartoe dit neerkom. Hy is die een wat dit vir ons gegee het. Hy gee vir ons. En dan kan hy eintlik vir ons sê wat ons daarmee moet doen. Maar in sy groot genade en sy groot liefde en sy grootheid en wonderlike, net omdat hy so wonderlik is, sê hy net, hier is ons beginsels wat ek wil hê in volgens lewe, en verder kan jy doen wat jy wil. Maar hier is ons beginsels, en as jy volgens hierdie beginsels lewe, is daar ook voordeel vir jou daarin. As ook 'n blessing daarin. En ek dink so aan daai gedeelte in Josua, ek kan nou net nie onthou nie, ek sal 'n bietjie gaan seker maak oor waar dit staan. Waar Josua voor die volk staan, nê. En die een kant, die Bybel verduidelik dit vir ons so mooi, sê die volk loop deur hierdie vallei. En aan die een kant is daar mense wat die hele tyd dood en vloeke spreek en alles, en aan die ander kant is daar iemand wat die hele tyd seëninge spreek en alles. En dan sê hy op 'n stadium en sê jy kan kies. Jy kan kies. Wat seën wil jy deel hê? Wil jy hê aan die seën en die lewe, wil jy hê aan die vloek en die dood? Jy kan kies. So dis wat voor ons lê ook. As die Here sê hier is my beginsels wat ek graag wil hê. En jy kan kies of jy volgens dit wil lewe of nie. As jy volgens dit lewe, is daar seën in ons lewe daar binne. As jy kies om nie volgens dit te doen nie, is dit ook oké, maar dan weet jy daar's 'n manier eintlik maar vloek en dood daar binne. Dit is nie 'n fisiese dood nie, né? Maar dis wat daar binne lê. En die keuse is vir jou daar. Die Here gaan ons forceer om een van die twee keer te kies. Hy sê dis vir jou daar om te kies. Wat jy gaan. Mag jy 'n wonderlike dag hê, mag jy 'n bietjie dink oor hierdie goed. Mag jy ook daar worstel saam met die Here en mag jy dit ook ernstig opvat, julle. Want soos ek vir julle gesê het, ek dink hierdie is die jaar wat ons die woord van God baie meer ernstig moet opvat en baie meer glo. En ek dink ons sê baie keer ons glo, maar lewe ons dan so. En dis wat ek eintlik bedoel wanneer ek sê ons moet baie meer ernstiger opvat en baie meer glo. Is dat ons letterlik ons lewe volgens dit begin inwerk. En as die woord dit sê, dan is dit wat ek môre doen of vandag doen. En so mag ons ook daarin ervaar dat daar werklik lewe is wanneer ons die woord van God volg en wanneer ons daarin glo. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê, mag jy 'n wonderlike week verder hê. En as jy nie Sondag by ons was nie of jy wil dalk weer die diens kyk, hy sal môre uitkom en dan sien ek jou weer donderdag wanneer ons verder gaan met hierdie gedeelte en verder gesels in kort tyd saam met God. Amen.